Goeiemôre gemeente. Baie welkom vandag by die samekoms van gelowiges hier by Antipas Gereformeerde Baptiste Kerk. Dis regtig 'n wonderlike geleentheid en wonderlik om so baie mense vandag hierso te sien. Dit spreek regtig van God se genade. Want om te dink meeste as nie almal wat hier so is, kan getuig van God se werk in hulle lewens. God, troue God, met sy troue liefde en genade aan elk. So prys die Here daarvoor, soos wat julle vanoggend hier so is, en om julle rondkyk en sien God wat werk in die mense wat hier so is. So wees gegroet vanoggend in die naam van ons Here en ons Verlosser Jesus Christus, wat vir ons aan die kruis dood gegaan het. As daar enige besoekers is vanoggend hierso, baie welkom. Ek het nie nou self by iemand uitgekom nie, maar as daar nie is nie, lidmate, hoekom nie? Ons moet mense nooi, so doen moeite, nooi mense, al die besoekers welkom, lidmate, julle is ook welkom vanmôre hierso. Ek hoop regtig dat elkeen van julle waarlik vanoggend 'n ontmoeting met die Here sal hê. Dat julle veranderend weg sal gaan as wat julle gekom het. Dat julle nie dieselfde sal wegstap as wat julle gekom het. Nou is dit 'n klein bietjie verander, iets niets gehoor, iets wat julle weet, die Here wil hê julle moet aanwerk. Selfs julle kennis van God se liefde wat net vermenigvuldig. Dan wil ek graag vir julle oproep deur Psalm 27 vers 4 vir julle te lees. Luister wat sê Dawid. Een ding het ek van God gevra, en dit sal ek bly nastreef, om al die dae van my lewe in die huis van die Here te woon, om die lieflikhede van God te aanskou en daaroor na te dink in sy tempel. Kom ons sluit ons oë. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, U is verhewe, Vader. U is bo wat ons kan bedink. Here, ons beste gedagtes, ons beste oomblikke, Vader, om U prys te gee, om aan U te dink, kom U naby aan wat U werd is, Here. Here, ons is vandag hierso, saam as U kinders, as medegelowiges, om U te verheerlik. Primêr, Here, wil ons U verheerlik vandag, in ons aanbidding, in ons gehoorsaamheid aan U. Asseblief, Here. Here, so baie dankie vir al die mense wat hier so is. Dankie vir U genade, dat hulle hier so is vandag. Here, dat ons kan sien, as ons terugkyk in ons lewens, oor die genade wat uitgespeel het, en so toegepas is in ons lewe, Here. Dat U genade so groot is, vir elkeen wat hier so sit. Here, ons elkeen het uitdagings in hierdie gevalle wêreld, in hierdie wêreld wat besmet is met sonde. En Here, ons wil waarlik nie vaskyk in ons omstandighede en ons uitdagings nie. Here, ons wil U verheerlik in daai omstandighede. Here, help ons om mekaar se laste te dra. Help ons om mekaar lief te hê met die liefde wat U vir ons het. Dat ons U so ook kan verheerlik. Asseblief, Here, help die mense, elke persoon wat hier so is, en in Antipas wat nie vanoggend hier kan wees nie, wat as gevolg van hulle uitdagings sukkel, Here. Here, dis U kinders wat U voor omgee, en van hulle kry baie swaar, Here. U weet beter as ek, beter as elkeen hier so, hoe diep daai uitdagings strek, Here, en ons kom vra dat U asseblief sal onderneem, Here. Dat U hulle sal help, dat hulle fokus primêr U sal wees. Dat hulle oë op U sal bly. Dat hulle U so sal verheerlik. Here, daar was so baie gebedsversoeke gewees die afgelope tyd, en ons dankie dat ons gebedsversoeke na U toe kan bring, en ons wil nooit vergeet om dankie te kom sê nie. Here, daar was 'n hele paar operasies gewees wat goed verloop het. En ek wil vir U kom dankie sê saam met die gemeente daarvoor. Dankie dat U onderneem daar. Dankie vir U genade bo op genade dat dit goed gaan.
Here, en al het dit nie goed gegaan nie, vat dit nie weg van U wat nog steeds soewerein is, U wat nog steeds die beste weet en goed is nie, Here. Dankie, Here, dat ons U genade so kan ervaar en proe. Ek wil kom bid vir Antipas self, elke persoon wat hierso sit, Here, van oud na jonk. Here, van die kinders, Here, dat U hulle sal toegooi met U genade, Here, met U liefde. Dat U hulle sal help, elkeen waar hulle is in hulle omstandighede, dat hulle oë na U toe sal draai en U sal verheerlik. Here, nie dat hulle omstandighede noodwendig verander nie, Here, maar dat hulle fokus U sal wees, deur en in dit alles. Here, dis 'n wonderlike voorreg, Here, hoe U die huwelik ingestel het en hoe ons kan deel hê aan dit, en ek wil besonder kom bid vir elke huwelik in Antipas. Here, dat dit waarlik sal strek tot U eer. Dat U dit sal gebruik as genademiddel om mense te leer, om te bedien, om hulle self neer te lê. Here, mag elke huwelik, elke een in Antipas U verheerlik. Mag elkeen 'n lewende testament wees van die evangelie, van U werk, Vader, wat U doen, om mense te red, maar ook heilig te maak. Here, ons prys U daarvoor. Kom gryp in huwelike wat sukkel. Kom gryp in by mense wat sukkel, wat hulle liefde so goed soos hulle eerste liefde verloor het, as dit kom by hulle metgesel, Vader. Help hulle om waarlik U te verheerlik in hulle huwelike. Ek prys U vir die geleenthede wat gereël was vir die evangelisasie. Here, ons kom bid weer vir elke persoon wat die evangelie gehoor het. Here, mag U daai saad laat groei en ontkiem. Mag U daai werk doen, Here. Dit is so 'n groot voorreg, Vader, om deel te kan hê, al is dit in 'n groot of klein mate, om vir mense van U te vertel, van U wonderlike werk. En ons kom dank U, Vader, vir dit. Here, asseblief, kom help Antipas, elke lidmaat, om deel te wees aan evangelisasie, as dit deel is aan 'n uitreik, wonderlik, Here, daai geleenthede sal aangegryp word, maar in hulle alledaagse lewe, waar hulle uitgaan, inkopies doen, waar hulle in hulle werksomstandighede is, Here, dat hulle so vol sal wees van U en U liefde en U goedheid, dat hulle nie anders sal kan as om stil te bly nie, Here. Help my om dit te doen, help elkeen asseblief hier om dit te doen. Here, help ons om te groei in ons verstaan van U liefde vir ons. Help ons dat ons dan in reaksie sal groei in ons liefde vir U. Asseblief, Here, mag ons meer leer van U liefde, sodat ons U meer kan lief hê. Ons het dit so nodig, Here. Ons harte wat so maklik afgode probeer maak, van die een na die volgende een, Here, en ons wil dit nie hê nie, Vader. Kom help ons om waarlik U alleen te aanbid, Here. Here, ek kom bid laastens vir die preek van vanmôre. Vra ons wat die boodskap gaan bring, Here, kom salf hom, kom help hom om U woorde te spreek. Here, mag U by hom wees, naby hom wees, en dan met elkeen wat die woorde vanoggend gaan hoor. Here, dis U wat die werk doen deur die Gees. Help elkeen wat hier sit om hulle ore te spits, om elke woord aandagtig voor te wag, om regtig oop te wees vir verandering, om regtig oop te wees vir die boodskap, Here, sodat ons sal hoor en sal verander word deur U woord en U Gees, Vader. Asseblief, Here, ons bid al hierdie goed net uit genade, Here, ons verdien dit nie, maar ons vra dit, want U is ons liefdevolle Vader. Ons dank U en prys U in die naam van Jesus alleen. Amen. Gemeente, ongeveer 2000 jaar gelede het God, die Skepper, ons Verlosser, na die aarde neergedaal. Hy het homself ten volle so duidelik kom openbaar aan sy skepsels, sy liefde en genade vir elk, deur sy kruisdood. Nou, lig het gekom, maar die mense het duisternis meer lief gehad as die lig. Die aand voor die kruisdood het hy die nagmaal saam met sy disippels gevier.
En hy het dit saam met hulle gedoen, en dit is vir ons ook daar as 'n herinnering aan hierdie. Want ons kan so maklik vergeet. Dis ironies dat so groot waarheid, so kragtige waarheid, ons soms kan vergeet. Wat gebeur as ons vergeet? Ons verkoel. So dis ook daar om jouself te ondersoek, terwyl jy daaraan herinner word. Is daar 'n lewenspatroon in jou lewe wat die Here nie behaag nie? Nou die nagmaal is vir wedergeborenes, is vir kinders van die Here. Dis as jy lewe 'n lewe van bekering en geloof. Nou anders, as jy net self dink, is dit eintlik 'n bespotting. As jy nie sy kind is nie, maar hierdie simboliek wat ons so vier van die kruisdood en die wonderlikheid daarvan gebruik, maar jy's nie deel van dit nie. So as jy nie seker is nie, bly eerder weg en moenie daarvan gebruik nie. Maar asseblief praat met iemand wat dit gebruik en vind meer uit. Weereens hierdie, soos ons gewoonlik doen, en sê, die nagmaal is nie vir sondelose gelowige nie, want daar bestaan nie so iets nie. Dis juist daar om ons te herinner, ons was die wat duisternis meer lief gehad het as lig. En die lig het gekom en 'n plek gemaak, 'n plan gemaak vir ons. Indien jy wel kies om dit te doen, wees bewus jy maak 'n getuienis van almal rondom jou wat jou kan sien dat jy volhard om 'n disipel van Christus te wees, om 'n lewe van geloof en bekering te lewe. Dit is oop vir enige iemand wat jy is, wat 'n kind van die Here is. Jy hoef nie 'n lidmaat te wees nie, maar jy moet 'n disipel van die Here Jesus wees. Sal die diakens asseblief vorentoe kom en help met die bediening van die elemente. Let wel, daar so is sap en wyn beskikbaar, so as jy die een of ander verkies en is onseker, vra asseblief jou diaken. As jy die elemente ontvang het, hou vas hulle, dan kan ons almal hulle saam gebruik. En gebruik ook hierdie tyd as stilgebed, om jouself te ondersoek en met die Here te praat. Die brood is 'n simbool van Christus se liggaam wat gebreek is, om die straf van sonde namens jou te vat, sodat jy nie hoef nie. Om die toorn van God namens jou te dra, dat jy nie hoef nie. Dis ook om die mag van sonde wat jy nie kon gebreek het, oor jou te breek namens jou. Terwyl hulle eet, het hy die brood geneem, Jesus, en nadat hy die seënbede uitgespreek het, breek hy dit en gee dit vir hulle, sy disippels, en sê, neem, dit is my liggaam. Die sap of wyn is 'n simbool van Christus se bloed wat uitgegiet is vir betaling, om die skuld te betaal van jou en my sonde, sodat ons nie hoef nie. Toe het hy, Jesus, die beker geneem. Hy het gedank, dit vir hulle sy disippels gegee, en hulle almal het daaruit gedrink. Hy het vir hulle gesê, dit is my bloed, die bloed van die verbond wat vir baie uitgegiet word. Amen, ek sê vir julle, ek sal beslis nie meer van die vrug van die druiwestok drink, tot daardie dag, wanneer ek dit niet in die koninkryk van God sal drink nie. Almagtige God, ons hemelse Vader, Here, so baie dankie, Here, vir die wonderlike werk wat U gedoen het. Die verlossingswerk wat ons self nie kon gedoen het nie. Maak nie saak hoe hard ons probeer het nie, Here. Here, U het ons verlossing bewerk en ons dank U daarvoor, Here. Help ons om opnuut die grootheid van die verlossing te sien, die grootheid van ons afhanklikheid van U, Here.
die grootheid van U liefde vir ons. Here, help ons om geherinner te wees daaraan nou in die oomblik van die kruis. Here, van die opstanding. Here, dat ons lewens sal lewe wat waardig is vir U Vader, wat U aanbid elke dag. Asseblief, Here, as te ware kom herinner ons elke dag aan hierdie. Ons bid dit net uit genade en ons dankie in die naam van Jesus alleen. Amen. Goeiemôre gemeente van my kant af. Isak, baie dankie vir jou leiding van die diens vanmôre. Musiekspan, baie dankie vir julle getroue diens. Dit is 'n wonderlike tyd van aanbidding gewees vanmôre tot dusver. En nou kom ons na die klimaks van ons tyd van aanbidding toe om saam te sit onder die verkondiging van die heilige, die geïnspireerde, gesaghebbende, foutlose, algenoegsame woord van God. Maak julle Bybels vir my oop asseblief gemeente by die boek van Maleagi, hoofstuk 3, verse 7 tot 12. Maleagi 3 vers 7 tot 12. Die tema wat ek met julle behandel vanoggend vanuit hierdie gedeelte is toewyding met betrekking tot finansiële offergawes. Toewyding met finansiële offergawes. Nou ek moet noem, want in ons dag is dit nodig, dat ek het van die begin van my bediening af 'n beginsel, dat ek nie oor finansies spreek nie, want daar is sekere kringe waarin dit oordoen word op 'n nie eerbare wyse. Maar wanneer ons sistematies deur 'n boek werk, soos wat ons eksposerende prediking doen van die kansel af, en ons kom by 'n teks uit waar die Here iets te sê het oor ons finansies, dan predik ek dit vanuit die woord van die Here. En ons is nou vanoggend in ons studie deur die boek van Maleagi by so 'n teks, waar die Here met die volk gesels oor tiendes en wydingsgeskenke. So ons hanteer vanoggend dan nou hierdie onderwerp, toewyding met finansiële offergawes. Laat ek begin deur te sê, gemeente, die Here ons God, soos ons weet, is die skepper van die heelal en alles daarin. Genesis 1 vers 1 sê vir ons, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. En hy is ook die een wat alles onderhou in sy geskape heelal. Hebreërs 1 vers 3 sê hy onderhou alles deur die krag van sy woord, elke oomblik. En dit impliseer vir ons, hy is ook die eienaar, hy wat alles geskape het. Hy wat alles onderhou, besit alles in sy geskape heelal. Dit word vir ons benadruk in die Ou en die Nuwe Testament van die Bybel. Psalm 24 vers 1 sê dat die aarde en die volheid daarvan, alles daarop, daaronder, daarin, behoort aan die Here. In 1 Korintiërs 10 vers 26 quoteer Paulus deur die inspirasie van die Heilige Gees daardie vers. En hy sê ook vir die Nuwe Testament gelowige, die aarde en die volheid daaraan behoort aan die Here. En daar's 'n baie spesifieke implikasie hiervan vir jou en my. Dit impliseer dat jy en alles wat jy is en alles wat jy besit is die eiendom van die Here God. Dit behoort aan hom. Paulus herinner ons daaraan in 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20 wanneer hy vir ons sê, julle behoort nie aan julleself nie, julle is duur gekoop met die kosbare bloed van Jesus Christus. Ons is sy eiendom. Nie net dit nie, alles wat hy in genade aan ons toevertrou is ook syne. Spesifiek met betrekking tot ons geld, wat dan nou die onderwerp is van vanoggend se woordverkondiging, sê Haggai 2 vers 8, al die goud, al die silwer behoort aan die Here. Dis nie joune of myne nie. Die Here vertrou dit aan ons toe, sodat ons onsself en ons geliefdes kan versorg, volgens Bybelse leer, maar dis nie al nie. Die Here verlang ook, dat ons 'n gedeelte van dit wat hy uit genade aan ons toevertrou, dat ons 'n gedeelte daarvan sal teruggee vir hom, terwille van die welstand van die plaaslike gemeente, en sodat die plaaslike gemeente waaraan ons behoort, die werk van die bediening kan doen, wat die Here Jesus aan haar opgedra het. Naamlik, dat die gemeente kan verseker dat die woord van God onverhinderd verkondig word. Dat die plaaslike gemeente kan verseker dat die sendingopdrag wat die Here Jesus vir ons gegee het, uitgevoer word. En dat die plaaslike gemeente kan verseker dat
barmhartigheid betoon word aan die armes in ons midde. Jy sien, die Here het nie die geld nodig wat ons teruggee aan hom nie. Ek meen, hy besit alle dinge. In Psalm 50 vers 10 tot 12 herinner hy ons, al die vee op 1000 heuwels is syne. Hy sê in vers 12 van Psalm 50, as ek honger is, sal ek jou nie sê nie. Wat kan die mens aan die Here bied? Want die aarde en die volheid daarvan behoort aan die Here, herinner hy die volk. Die Here deel dieselfde sentiment in Handelinge 17 vers 24 en 25. Paulus sê dat hy is die God wat alle dinge geskape het. En dat hy nie deur mense hande bedien word so asof hy 'n behoefte aan iets het wat die mens van ons kant af kan vervul nie. Want hy self gee aan die mens alle dinge, lewe en ook alles wat ons in ons besit het. Hy het dit nie nodig nie, maar die Here gee vir ons hierdie middel waardeur ons lof kan betoon aan hom. En ek weet nie of jy so daaraan dink nie, maar wanneer ons die Here eer met ons finansiële offergawes, dan is dit 'n offer aan die Here. Paulus noem dit so in Filippense 4 vers 18. Hy verwys na die Filippense gelowiges se gee ter wille van die werk van die Here as 'n geurende offer, as 'n aanneemlike offergawe. En dis een van die maniere hoe ons, wie in Christus 'n koninkryk van priesters is, offers bring aan die Here wat hom behaag. En wanneer ons dan ons finansiële lofoffers aan die Here bring, gebruik hy dit vir die uitbreiding van sy koninkryk op aarde, om te verseker dat in die konteks van die plaaslike kerk en weier die woord verkondig word, dat sending ondersteun word, dat barmhartigheid plaasvind. En ons kan ons lof bied aan die Here. Dis ook 'n manier waarop ons vir die Here ons waardering wys en waarin ons liefde vir hom wys vir sy voorsienigheid aan ons, nie waar nie? Want ons God is 'n God wat voorsien. Nie net het hy Christus Jesus aan ons gegee, soos Paulus sê in Romeine 8 vers 32, ter wille van ons verlossing nie, saam met Christus gee God ook vir ons ryklik alle dinge, wat ons elke dag geniet. En ons kan saam met Paulus uitroep, soos in Filippense 4 vers 18 en 19, ek het aan niks gebrek nie. Ja, ons beleef swaarigheid, ons beleef tye wat ons min het, maar het ons werklik gebrek? Nee, ons is versorg in alle opsigte, want God voorsien aan ons vanuit sy rykdom in Christus Jesus. En ook deur ons finansiële offergawes, wanneer ons hierdie lof betoon aan die Here, is 'n manier om ons waardering en liefde aan hom te wys vir sy voorsiening van ons. Dit is waarlik aanbidding. Nou gemeente, dit is nie net waar vir ons nie, ook in Ou-testamentiese tye het God hierdie verwagting gehad van sy Ou-testament volk onder die ou verbond. 11 van die 12 stamme, met die uitsondering van die stam Levi, ek sal nou meer sê daaroor. 11 van die 12 stamme moes, wanneer hulle inkomste ontvang het, of die opbrengs van die land ontvang het, met betrekking tot vee, plantgewasse, oeste, moes hulle 1/10 van daai inkomste teruggee aan die Here as 'n wydingsgeskenk. En daai 10de moes gegaan het aan die stam van Levi. Levi was die derde seun van Jakob. Dit was die stam wat God afgesonder het om die priesterlike stam te wees as dit ware. Die hele stam van Levi het diens verrig in die voorhof van die tabernakel en tempel, en uit die stam Levi was spesifiek die priesters gekies wat in die heilige plek en die allerheiligste diens verrig het. So die 10des van die 11 stamme moes aan die stam Levi gegaan het as 'n wydingsgeskenk aan die Here, wat daai stam kon onderhou. Levi het nie grondgebied ontvang saam met die ander 11 stamme nie. Julle sal onthou in Josua se tyd toe die land Kanaan onderverdeel was, het die Here gesê hulle moenie land ontvang om dit te bewerk nie, want hulle is afgesonder vir die diens in die tempel, dat daai werk nie daaronder lê nie. En dan van die 10des wat die stam Levi van die 11 stamme ontvang het, moes hulle in beurt weer 1/10 van 10des, soos dit genoem was.
gee aan die priesters wat uit die stam gekies was om te dien in die heilige plek en die allerheiligste, sodat hulle ook onderhou kon word. Ons lees hiervan in Levitikus 27 vers 30 en 32 en as jy 'n bietjie meer agtergrond wil oplees, kyk na Numeri 18 vers 20 tot 29. Levitikus 27 vers 30 en 32, Numeri 18 verse 20 tot 29 spel dit so uit. Maar in Maleagi se dag, hier aan die einde van die Ou Testament periode, voor daai 435 jaar stil tydperk tussen die Ou en die Nuwe Testament, was die volk ontrou aan hierdie voorskrif vanaf die Here, met betrekking tot tiendes en wydingsgeskenke aan die Here. En ons gaan vanoggend kyk vanuit Maleagi 3 vers 7 tot 12, hoe die Here hulle aanspreek hieroor. Net terwille van konteks wil ek noem dat ons het reeds in ons studie deur hierdie boek van Maleagi gekyk na die eerste 4 dispute tussen God en sy volk. Vandag kyk ons na die 5de van die 6 dispute in Maleagi 3 vers 7 tot 12. In die teks gaan ons aantref 3 uitsprake vanaf die Here rakende die volk se ontrouheid met betrekking tot tiendes en wydingsgeskenke. 3 uitsprake van die Here. En geliefdes, ons kyk vandag daarna sodat ons nie ook die Here sal onteer soos sy volk van ouds ten opsigte van ons finansiële offergawes aan die Here nie. Maar eerder dat ons God sal verheerlik vandag nog deur terug te gee aan die Here van alles wat hy uit genade aan ons skenk, terwille van die plaaslike gemeente se uitvoer van die werk van bediening, dat die woord ongehinderd verkondig kan word, dat die sendingtaak uitgevoer kan word, dat barmhartigheid betoon kan word, en dit alles ten einde die uitbreiding van God se koninkryk op aarde. Met dit gesê, kom ek lees dan vir ons Maleagi 3 vanaf vers 7 tot 12 en daarna kan ons so bietjie dieper delf in die teks. Maleagi 3 vanaf vers 7 sê, sedert die tyd van julle voorouers wyk julle van my voorskrifte af en kom julle dit nie na nie. Keer terug na my toe, my volk, keer terug na my, dan sal ek na julle terugkeer, sê die Here, die Heerser oor alle magte. Maar julle vra, hoe moet ons terugkeer? Mag 'n mens God besteel? Maar julle besteel my, en dan vra julle nog, hoe besteel ons u? Van tiendes en wydingsgeskenke. Daar is 'n vloek op julle, maar vir my bly julle beroof, julle hele nasie. Bring die volle tiende na die voorraadkamer, sodat daar voedsel in my huis kan wees. Toets my hierin, sê die Here, Heerser oor alle magte, of ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak en oorvloedige seën oor julle sal uitstort nie. Ek sal vir julle die springkane berispe, sodat hulle nie die opbrengs van julle landerye verwoes nie, en die druiwestok in die wingerd sal vir julle nie sonder vrugte wees nie, sê die Here, Heerser oor alle magte. En al die nasies sal julle gelukkig noem, omdat julle 'n begeerlike land sal wees, sê die Here, Heerser oor alle magte. Nou net voordat ons delf in die teks, gemeente, kom ons sluit ons oë en ons bid vir die Here se hulp. Hemelse Vader, ere aan U in die hoogste hemele, dat ons die voorreg het om vanoggend weer in die begin van 'n nuwe week na U woord toe te kom, Here, om daardeur gevoed te word, dat ons daarin U stem mag hoor tot elkeen van ons. Here, grawe vir ons oë wat sien, harte wat bereid is om ontvanklik te wees, ore wat hoor, om in te neem dit wat U vir ons sê. Spreek tot ons harte, Here, en bereik in ons midde U doel met die verkondiging van U woord. Dit is ons gebed, dit is ons verlange, Here, in Jesus se naam. Amen. Gemeente, soos ek gesê het, die eerste van die 3 uitsprake waarvan ons lees hier in die teks is God se beskuldiging aan die volk. God se beskuldiging. Hierdie 5de dispuut in die boek van Maleagi volg dieselfde patroon as die ander dispute. Daar's eers die stelling vanaf die Here, dan die teenstelling vanaf die volk
en daarna God se begronding van sy stelling, die bewys wat hy lewer vir van die waarheid van die stelling. Heel eerstens hier maak God 'n stelling, 'n oorkoepelende stelling kan ons sê, van die volk se volgehoue ontrouheid aan die Here. Kyk na vers 7 se begin. Die Here sê vir hulle deur die profeet: sedert die tyd van julle voorouers wyk julle van my voorskrifte af en kom julle dit nie na nie. Dit was 'n konstante neiging onder die volk. Julle hoef nie soontoe te blaai nie, maar ek lees vir julle wat die Here van die volk vir Moses gesê het, net nadat hy hulle gekonstitueer het as sy verbondsvolk by Horeb. In Eksodus 32 verse 7 tot 9 sê die Here vir Moses: gaan af, want jou volk wat jy uit Egipte land laat optrek het. Ons kan agterkom God is kwaad. Hy het 'n misnooi hier in die volk, omdat hy die goue kalf gemaak het. Dis nie meer sy volk wat hy uitgelei het nie, jou volk wat jy uitgelei het. Hulle het hulle wangedra. Hulle het gou weggedraai van die pad wat ek hulle beveel het. Vanaf die insepsie van die volk was dit die geval gewees. Hulle het vir hulle 'n gegote kalf gemaak, hulle het voor die kalf in aanbidding gebuig en offers daarvoor gebring. Hulle het gesê, dit is jou gode Israel wat jou uit Egipte land laat optrek het. Die Here het ook vir Moses gesê, ek het hierdie volk deurgekyk. Hulle is inderdaad 'n hardnekkige volk. En na die 40 jaar se omswerwings in die wildernis, dan herinner Moses die volk wanneer hulle op die pleine van Moab staan, net voordat hulle die beloofde land Kanaan inneem in Deuteronomium 9 vers 6 tot 8. Dan sê die Here of Moses, die Here deur Moses vir die volk: jy moet besef dat dit nie op grond van jou regverdigheid is dat die Here jou God vir julle hierdie goeie land gee om dit in besit te neem nie, want jy is 'n hardnekkige volk. Onthou, ja, moenie vergeet nie, jy het die Here jou God vertoond gemaak in die woestyn, van die dag dat jy uit Egipte land weggetrek het, tot op hierdie dag, op hierdie plek, was julle voortdurend in opstand teen die Here. Dis presies wat Maleagi hier uitwys. Sedert die tyd van julle voorouers wyk julle van my voorskrifte af en kom dit nie na nie. En wat so mooi is, Maleagi hier in ons teks kontrasteer die volk se volgehoue ontrouheid met die Here se onveranderlike trou. Kyk gou weer na die teks. Begin saam met my lees hier in Maleagi 3 vanaf vers 6. Die Here sê vir hulle, ek, die Here, het immers nie verander nie. Hy is steeds die getroue verbondsgod. Getrou aan die volk terwille van Abraham, Isak en Jakob. Hy het nie verander nie, maar julle in kontras, Jakobs kinders, kry nie end nie. Sedert die tyd van julle voorouers wyk julle van my voorskrifte af en kom dit nie na nie. En is dit nie waar van die Here nie? Ek wil hê julle moet dit sien en hoor vanoggend gemeente. Ons God is 'n God van trou. Hoeveel maal in sy woord beskryf hy homself so aan ons, die God van goedertierenheid en trou. Ons kan daai trou definieer as dat ons God sal altyd doen wat hy gesê het. Hy sal altyd vervul dit wat hy beloof het. Daaroor hoef ons nooit te twyfel nie. En as sulks is hy betroubaar. 2 Samuel 7 vers 28 sê vir ons, die Here ons God is 'n betroubare God, sy woord is betroubaar. Numeri 23 vers 19, daai bekende teks. Die Here is nie 'n mens dat hy sou lieg nie, sou die Here iets sê en dit nie doen nie? Ook Psalm 19 vers 8 sê vir ons, die woord van die Here is betroubaar, ons kan staat maak daarop, want God is getrou. En hier is 'n toepassing vir jou en my gemeente. Dat ons nie op mense moet vertrou nie, want mense is onbetroubaar. Soos wat die volk konstant onbetroubaar was aan die Here. Mense gaan jou altyd teleurstel. Selfs die vooraanstaandes van mense, die prinse van mense, sal jou teleurstel. Gemeente, selfs ek, al is dit nooit my bedoeling nie, sal jou teleurstel. Ons kan net op God vertrou, wat ons nie teleurstel nie. Hy wat immers nie verander nie,
Soos vers 6 sê, hy wat altyd 'n betroubare God is, soos Deuteronomium 32 vers 4 sê, hy sal ons nie teleurstel nie. In hierdie verband, onthou, Psalm 118 vers 8 en 9, dit is beter om op God te vertrou as op mense. Dit is beter as om op God te vertrou as op die prinse of vooraanstaandes van mense. God is getrou, maar sy volk was ontrou gewees en hulle ontrouheid het gemanifesteer spesifiek in dat hulle die Here besteel het van die tiendes en die wydingsgeskenke wat hom toegekom het, wat hy onder voorskrif vanaf hulle beveel het. Kyk gou na vers 8a, wat sê die Here vir hulle? Mag 'n mens God besteel? Dis 'n retoriese vraag, waarop die antwoord by die aard van die saak is, nee, nooit. Wie is so dwaas om te dink hy kan God besteel? Mag 'n mens dit doen? En dan sê die Here, maar julle besteel my. En dan vra julle nog, hoe besteel ons u? Dis 'n aanduiding dat die 11 stamme van die volk het nie hulle tiendes van die opbrengs as 'n wydingsgeskenk gegee aan die Here nie. Nie 'n tiende van hulle, die opbrengs van hulle vee en hulle plantgewasse en hulle oeste nie. En daarom het die Levitiese stam ook nie die wydingsgeskenk ontvang nie. Hulle was nie onderhou nie. En die Levitiese stam kon in beurt nie 'n tiende van tiendes gee aan die priesters wat diens moet verrig in die tempel nie. En wat was die gevolg? Nou begin dit sin maak hoekom daar soveel dispute in Maleagi is. Die tempeldiens het daaronder gelei. Dit was verwaarloos want die priesters moes nou 'n ander bron van inkomste genereer vir hulle self. Hulle het nie grondgebied gehad om op te plant en te boer nie. En die aanbidding van God het uiteindelik daaronder gelei, soos ons gesien het in die eerste 4 dispute van God teen sy volk. Dan het ons die teenstelling hierso ook in hierdie gedeelte. Nie net God se stelling omtrent hulle volgehoue ontrouheid en spesifiek hoe hulle hom besteel nie. Die teenstelling is die volk word weer hier uitgebeeld as blind vir hulle ontrouheid. Blind vir hulle ongehoorsaamheid. Wanneer die Here vir hulle sê, julle is ontrou aan my, keer terug, dan vra hulle hom hier aan die einde van vers 7, hoe moet ons terugkeer? Salig onbewus dat hulle afvallig was. Wanneer die Here vir hulle sê, julle besteel my van tiendes en wydingsgeskenke hier in vers 8, vra hulle weer, hoe besteel ons u? Salig onbewus. Hulle is besig om die voorskrifte van die Here te oortree. En hier is weer 'n toepassing vir jou en my gemeente. Dit is moontlik om so ver teruggeval te wees. Moontlik om so verkoel en verhard te wees in jou hart, dat jy onsensitief geraak het vir die Heilige Gees se sagte stemmetjie. Dat jy blind geraak het vir die feit dat jy is besig om die voorskrifte van die Here te oortree. Dat jy jouself begin mislei om te dink ek is nog reg met God, maar jy is lankal nie meer reg met God nie, want jy lewe nie in die lig van sy voorskrifte nie. En dat ons dan soos die volk hier vra, hoe moet ons terugkeer na u? Hoe besteel ons u? Waak daarteen, gemeente. Nie net het ons die stelling en die teenstelling nie, dan het ons ook hier die begronding, God se bewys van sy stelling. Hy spel dit vir hulle uit hier in vers 8. Kyk net weer saam met my na vers 8 en 9. Hy spel vir hulle ontrouheid uit. Hy sê, mag 'n mens God besteel, maar julle besteel my van tiendes en wydingsgeskenke. Daar is 'n vloek op julle, maar vir my bly julle beroof. Nie net 'n gedeelte nie, maar julle nasie. En hier wil ek weer 'n toepassing vir ons maak, gemeente. Omdat God getrou is en betroubaar is, soos ek nou net vir julle uitgewys het, sal hy altyd ons ontrouheid en ons ongehoorsaamheid vir ons uitwys. Prys sy naam daarvoor. Hy sal dit doen deur die Heilige Gees, wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Soos wat jy en ek daagliks in die woord is, lig die Heilige Gees ons gewete in met die waarheid, en dan gebruik die Heilige Gees ons ingeligte gewete om ons deur die loop van die dag te lei, om ons te beskuldig of te verontskuldig, soos wat ons lewe voor die Here leef. Maar hy gebruik nie net die Heilige Gees nie, hy gebruik ook soms mense om ons ontrouheid
en ongehoorsaamheid uit te wys. Soos vir Maleagi hier, wat deur wie hy die volk teregwys vir hulle ontrouheid en hulle ongehoorsaamheid in hierdie verband. Wanneer die Here jou teregwys, geliefde, slaan ag daarop. Moenie jou hart verhard teen die wil van die Here nie. Dis 'n geleentheid om te doen soos Paulus sê aan die Korintiërs in 2 Korintiërs 13 vers 5. Toets jouself om te sien of jy in die geloof is. En as dit nodig is, kom tot inkeer. In berou, bely jou sondes, kom tot bekering daarvan. Buig jou knie voor die Here, keer terug tot gehoorsaamheid aan die voorskrifte van sy woord ter wille van sy eer. So ons sien hier so God beskuldig die volk vir hulle algemene ontrouheid en spesifiek hoe dit manifesteer in hulle besteel van die Here, van tiendes en wydingsgeskenke. Tweedens lees ons oor God se bevel aan die volk. God se bevel. God spreek, soos hy altyd maar doen, eers die hartsingesteldheid aan, waaruit hierdie sonde voortvloei. En hy beveel vir hulle, kyk na vers 7, keer terug na my toe. Sedert die tyd van julle voorouers wyk julle van my voorskrifte af, julle kom dit nie na nie, en dan sê die Here, by wyse van bevel, keer terug na my, dan sal ek na julle terugkeer. Let julle iets op hier. Daai stelling van die Here impliseer, hy was nie meer in die midde van die volk teenwoordig om hulle te seën nie. Keer terug, dan sal ek na julle terugkeer. Hierdie is 'n oproep tot 'n hartsverandering wat moet manifesteer in hulle gedrag, naamlik dat hulle die Here weer sal lief hê bo alle dinge. Dat hulle in berou, hulle sonde sou bely, tot bekering kom en dat hulle sou terugkeer tot gehoorsaamheid aan die voorskrifte van God. En nadat die Here hierdie algemene hartsingesteldheid aangespreek het en hulle beveel het, keer terug na my toe, dan spreek hy die uitvloeisel, die simptoom, die manifestering van hulle ontrouheid aan, naamlik dat hulle hom besteel van dit wat hom toekom. Tiendes, wydingsgeskenke, en hy beveel hulle in vers 10, bring die volle tiende na die voorraadkamer. Kyk saam met my in julle Bybels. Die Here sê vir die volk, bring die volle tiende, nie 'n deel daarvan nie, gee terug aan die Here dit wat hom toekom. Bring dit na die voorraadkamer, sodat daar voedsel in my huis kan wees. Dit sou behels, in die konteks van die brief, dat die 11 stamme sou weer begin om 'n tiende van al hulle inkomste en opbrengs vir die Here te gee as 'n wydingsgeskenk. 'n tiende van hulle vee, van hulle plantgewasse, van hulle oeste. En dat die leviete wat daai tiende ontvang weer 'n tiende van tiendes sou gee aan die Here as 'n wydingsoffer wat kon gaan aan die priesters wat diens verrig het in die heilige plek en die allerheiligste. En die God gee die rede vir hierdie bevel. Hy sê, bring die volle tiende, hoekom? Sodat daar voedsel in my huis kan wees, dat die leviete wat diens verrig het in die voorhof versorg kon word. Dat die priesters wat diens verrig het in die heilige plek en allerheiligste versorg kon word. Dat die tempeldiens nie verwaarloos sou word nie. En dat die aanbidding van God nie afgeskeep sou word nie. So ons sien hier duidelik, die Here beveel die volk om hom te eer deur hierdie voorskrif na te kom. En dan derdens, verskoon tog, ek raak verstrengel hier agter die kansel. Daarom nie in my woorde nie. Derdens lees ons ook van God se belofte, gemeente. Nie net sien ons God se beskuldiging van die volk hier in die teks nie net sien ons God se bevel nie, maar ook God se belofte. Sou sy volk agslaan op sy bevel om terug te keer na hom toe, dan beloof die Here hier in vers 7. Kyk in julle Bybel saam met my. Hy sê, keer terug na my, dan sal ek, dis 'n belofte, sal ek na julle terugkeer. En hierdie belofte is gebaseer op sy verbond met sy volk.
waarvan ons lees in Deuteronomium 4 vers 31. Luister wat sê die Here vir die volk. Die Here julle God is immers 'n barmhartige God. Hy sal julle nie versaak nie en julle nie heeltemal uitroei nie. Hy sal nie die verbond vergeet wat hy vir julle voorvaders met 'n eed bevestig het nie. Is dit nie vertroostend nie? Moes dit nie vir die Ou Testament volk van die Here vertroostend gewees het nie? En op grond van sy verbondsbeloftes aan Abraham, Isak en Jakob sê hy dan vir sy volk, dan sal ek weer na julle terugkeer. En wat sou die Here doen? Wat sou daai terugkeer na die volk impliseer en behels? Wel, eerstens sou God sy dissipline wat tans op die volk gerus het, staak. Hy sou staak sy dissipline. Kyk gaan na vers 9 se begin. Die Here sê vir hulle, daar is 'n vloek op julle. Hulle was op hierdie punt al vervloek deur die Here en daai vloek kom ook van Deuteronomium af. In Deuteronomium 28, in daai hoofstuk waar die Here as deel van die ou verbond die stipulasies van die verbond uiteensit, seën vir gehoorsaamheid, vervloeking vir ongehoorsaamheid, het die Here die volgende gesê. In Deuteronomium 28 verse 38 tot 40. Luister mooi hier. Die Here het gesê, as jy ontrou is aan my, sal jy baie saad na die landerye toe neem, maar jy sal min oes. Hoekom? Want die springkane sal dit kaal vreet. Wingerde sal jy plant en bewerk, maar jy sal nie wyn drink of druiwe oes nie, want die wurm sal dit opvreet. Jy sal olyfbome hê in jou hele grondgebied, maar olie sal jy nie aan jou smeer nie, want jou olywe sal afval. Dis wat die Here gesê het, en dis presies wat aan die gebeur was onder die volk in Maleagi se tyd. Kyk na vers 11. Wanneer hulle terugkeer na die Here, sal hy daai dissipline staak. Die Here sê, ek sal vir julle die springkane berispe. Daai springkane wat besig was om hulle opbrengste te vernietig, sodat hulle nie die opbrengs van julle landerye verwoes nie, en die druiwestok in die wingerd sal vir julle nie sonder vrugte wees nie, sê die Here heerser oor alle magte. Kan ek hier weer 'n toepassing maak? Gemeente, onthou, hier is 'n les vir ons in. Alle ontrouheid aan die Here, alle ongehoorsaamheid aan die voorskrifte van sy woord, bring God se dissipline oor jou en my lewe. Ons hoef nie daaroor te wonder nie. Hy self sê hy's 'n liefdevolle Vader wat sy egte kinders uit liefde dissiplineer, Hebreërs 12 vers 5 tot 11. God is geduldig. Hy is genadig. Hy gee tyd vir bekering. Hy kom nie dadelik op ons af nie, maar waar ons volhard soos wat die volk hier in hierdie konteks gedoen het in ontrouheid, ongehoorsaamheid, sal die Here uiteindelik sy dissipline oor ons bring, soos wat die geval was hier met die springkane in Maleagi se dag. Maar die Here sou nie net sy dissipline staak as hulle terugkeer nie. As hulle terugkeer na die Here, sou hy ook sy seën skenk in 'n positiewe sin. Kyk gou na die tweede deel van vers 10 saam met my. Die Here sê vir die volk, toets my hierin, sê die Here, heerser oor alle magte, of ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak en oorvloedige seën oor julle sal uitstort nie. Dis so 'n gepaste woordprentjie hier. Want Israel van ouds was 'n landbouvolk en die Here sê hy sou sy seën neerreën op hulle. Sou hulle terugkeer na hom. Dit sou beteken dat die lande sou sy opbrengs lewer volgens vers 11. Die plantgewaste sou hulle vrugte lewer volgens vers 11. En wat hulle reputasie onder die volke aanbetref, omdat die Here hulle so sou seën, as hulle terugkeer na die Here en getrou is aan sy voorskrif in hierdie verband, sou hulle gelukkig wees. Kyk na vers 12. Al die nasies rondom julle sal julle gelukkig noem, omdat julle 'n begeerlike land sal wees, 'n land onder die seën van die Here. Dit sê die Here, heerser oor alle magte. Ek kan dalk net hier noem, hierdie is die enigste geval waarin ons die Here mag toets en beproef. Hy nooi ons uit om dit te doen. Toets my hierin. In enige ander opsig mag ons nie die Here beproef
of toets nie. Soos wat die Here Jesus in Matteus 4 vir ons baie duidelik sê. Diegene wat die Here eer met betrekking tot tiendes en wydingsgeskenke sal die oorvloedige seën van die Here beleef in 'n geestelike sin, ook in 'n tydelike sin, sê die Here hierso. En hier is nog 'n laaste toepassing dalk vir ons voordat ek die boodskap afsluit. Gemeente, aangesien God immers nie verander nie, soos vers 6 sê, en aangesien hy altyd 'n betroubare God is, soos die skrifte ons benader, kan sy volk vertrou op sy beloftes van seën vir getrouheid, vir gehoorsaamheid aan hierdie voorskrif. Ek wil hierdie boodskap afsluit net deur te noem, alhoewel jy en ek as Nuwe Testament gelowige nie onder die ou verbond staan soos die volk in hierdie teks nie, en alhoewel ons nie direk onder die Ou Testament wet staan soos die volk in hierdie teks nie, is hierdie verwagting van die Here ook op ons, soos ek in die begin vir julle uitgelig het. 1 Korintiërs 16 vers 2 sê vir ons, elkeen van julle afsonderlik moet op sy sit en opspaar volgens jou verdienste terwille van die werk van die bediening, die werk van die Here. Elkeen van julle moet. Dis ook 'n bevel aan ons. Dieselfde sentiment word gedeel in 2 Korintiërs 9 vers 7. Laat elkeen van julle gee volgens sy inkomste, want die Here het 'n blymoedige gewer lief. Ons moenie uit droefheid of dwang gee nie, maar met blymoedige harte gee terwille van die werk van die Here en die uitbreiding van die koninkryk. Daarom het ek in die begin vir julle gesê dat mag die Here ons help om hom in hierdie verband te verheerlik, deur terug te gee aan hom van dit alles wat hy aan ons ryklik skenk. Terwille van die plaaslike gemeente se uitvoer van die werk van die bediening, die verkondiging van die woord, die uitvoer van Jesus se sendingopdrag, die betoning van barmhartigheid aan die armes in ons midde. Net enkele laaste opmerkings. 'n Tiende behoort nie 'n wet vir ons te wees nie, maar is dalk 'n goeie aanduiding van hoeveel van ons inkomste ons kan teruggee aan die Here. Dit moenie die plafon wees waar ons ophou gee nie, want aangesien alles in ons besit aan die Here behoort dit eintlik die fondasie te wees waarvan af ons gee. En omdat die Here ons so ryklik seën, kan ons ook ryklik teruggee aan die Here vir die werk van die bediening. Die Nuwe Testament sê vir ons, laat elkeen van ons gee. Elkeen van ons kan, of jy nou arm is en of jy ryk is, dit maak nie saak nie, elkeen van ons kan die Here eer op hierdie manier. Daar is geen offergawe te veel of te min vir die Here nie, want die Here kyk na die harte met waarmee ons gee. Nie uit droefheid of dwang nie, maar 'n blymoedige gewer het die Here lief. En toets die Here hier in, hy nooi ons uit om dit te doen en wees voorbereid daarop dat hy, wat soos ek vir julle gesê het, getrou is en betroubaar is, dat hy julle sal seën soos hy beloof het hier aan sy Ou Testament volk. En onthou, soos wat julle teruggee aan die Here van julle inkomste, God ag elke finansiële offergawe as 'n geurende offer, 'n aanneemlike offergawe, soos Paulus dit noem in Filippense 4 vers 18 en 19. Laat ons gee terwille van die eer van die Here, terwille van die werk van die bediening, in die konteks van die plaaslike gemeente en die uitbreiding van God se koninkryk. Amen. God die Vader het vir ons Jesus Christus ryklik gegee vir ons verlossing. Laat ons niks terughou van dit wat goed is om terug te gee aan die Here terwille van sy eer nie. Hemelse Vader, dankie vir u woord wat na ons toe gekom het vanmôre, so duidelik. Ek wil bid, Here, dat u die naprediker van u woord sal wees tot ons harte. U het gespreek. Help ons om die knie te buig en te luister. Nie net met betrekking tot hierdie verwagting van u dat ons sal teruggee aan u as 'n lofoffer nie, maar met betrekking tot alles wat vanoggend gesê is, Here, werk in ons harte. Gee vir ons die moed en die instaatstelling om terug te gaan na die skrifte toe en te gaan ondersoek, is hierdie dinge so? En om u dan
te gehoorsaam soos U ons deur die woord en gees lei. Here, verheerlik U self ook nou verder in hierdie oggend in ons midde as ons nou die slotlied sing, die seënbede uitspreek en samesyn geniet na die tyd. Dit tot eer van U naam. Amen. Gemeente, ek groet julle in die kosbare naam van ons God en Verlosser. Mag Jesus se genade, die Vader se liefde, die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Vandag en in die week wat kom, gaan verheerlik die Here deur jouself ten volle aan hom te gee in elke opsig en geniet hom ten volle. Amen.